Partykeer voel dit of 'n mensie vandag meer met mense kan openlik of eerlik kan connect nie. En miskien is dit omdat mense nie regtig na jou luister nie. Ja, mense hoor jou as jy praat, maar jy kan sommer in hulle oë sien, hulle is nie met jou nie. Maar elkeen is ook maar besig met sy eie lewe, nê. En dis nie dat ons altyd ander mense se issues wil hoor nie. Of dalk is dit maar net laat mense nie meer deesdae regtig omgee nie. Oppervlakkige gesprekke is fyn, maar God forbid as jy eerlik is. En die laaste ding wat ek wil doen is ek met mense share is om te sien dat die persoon met wie ek praat stel nie regtig belang nie of hy judge jou dadelik. En miskien is dit hoekom so baie van ons vir ure aan een game speel eerder as wat ons by mense gaan kuier. En die ander kant, die vriende wat 'n mens het op social media en die ouens saam met wie jy game speel, ja, ons ken nie mekaar regtig nie, nê. Te spyte vir my 2000 vriende op VB is ek eintlik alleen. Ja, ek dink net 'n mens verdrink in hierdie wêreld van besig wees en ons is besig met baie goedjies, maar dis eintlik maar betekenloos. So nou vra ek myself, waar pas ek in? Wel, ou gaan dit net weet as jy na jou instruksieboek toe gaan, om daar te sien wie jy is, waarvan jy gemaak is, hoe jy aan mekaar gesit is, en vir watter doel jy gemaak is. Met ander woorde, wie en wat jy werklik is. As God byvoorbeeld jou 'n kamera gemaak het, om die mooi dinge in die lewe waar te neem, en dit vas te vang, maar jy dink jy's 'n tennisbal, dan gaan jy jou hele lewe lank net rondbounce, en jy gaan deel van 'n spel wees, rondgegooi word en geslaan word, totdat jou nuttigheid daarmee heen is. In plaas daarvan om te besef en agter te kom en te weet wie jy is, 'n kamera, om die mooi dinge in die lewe af te neem, en memories vas te vang. So wat sê die instruksieboek? Hy sê jy is deur God gemaak. Jy is syne en hy het jou lief. Hy het 'n plan vir jou lewe. En jy is vir hom meer werd as waarvan jy weet, as wat jy dink of wat jy ooit sal besef. En hy oordeel jou nie. Hy luister regtig na jou. Ewen dit wat jy voel en dink en nie hardop wil sê nie. God wil met jou connect. Begin net met Jesus te praat oor wat jy voel, wat jy ervaar, en wat jy mis en wat jy hoop. Hy judge jou nie, en hy praat ook nie uit nie. Weet wat jy doen, wat jy moet doen, en dit is om met hom te praat. Jy moet glo in die Vader en in Jesus wat hy gestuur het, en jy weet presies wat het Jesus vir jou gedoen. En dan het God vir ons sy Heilige Gees gestuur, om met ons te wees en met ons te chat. Obviously praat God eerstens met 'n ou deur die Bybel, nê. Maar jy hoor ook sy stem wanneer hy deur jou gewete met jou praat. Hy klein stemmetjie. Maar jy hoor hom net wanneer jy ander stemme stil maak, want daar's altyd 'n lawaai om ons. Onthou, God like jou en jy kan 'n verskil maak in hierdie wêreld.